Kos gee groei. Ons lees Hebreërs 5 vers 11 tot 6 vers 3. Ons kleinkind is verjaar 18 jaar oud en natuurlik die mooiste jong dame in die hele wêreld. Ek onthou daardie dag nog baie goed. Die eerste keer toe ek vir klein Zoe gesien het in die hospitaal. 'n Pap ou dingetjie wat skaars haar oogies kon oopmaak. Jou springkaanbeentjies om van te huil. En die boutjies, kleiner as hoenderboutjies. Maar toe begin sy mos suip. Melk by die liters tot vervelens toe. En nes jy nou dink dat sy nou genoeg gehad het, dan begin sy weer van voor af. Skreeu dat die berge weer galm as jy nie betyds die volgende sersie gereed het nie. Skaars 3 maande later lyk daardie einste springkaanbeentjies al so ampertjies soos die van 'n balletdanseres. Soos 'n spons neem sy al haar omgewing waar en bære die inligting vir toekomstige gebruik. Klanke fascineer haar en alles wat beweeg. En tog so jammer dat hulle nie vir altyd so klein en skatlik kan bly nie. 18 jaar het verbygegaan en die melk het plek gemaak vir regte, egte kos, vleis, groente, alles wat gesond is. En ek dink, as Zoe wel so klein gebly het, dan was daar 'n reuse probleem. Jare gelede was daar saam met my op skool 'n meisie wat nooit groot geword het nie, Jenny. Toe ons hoërskool toe is, het sy steeds soos 'n 4-jarige dogtertjie gelyk. Sy was pragtig, skatlik en almal wou haar opvreet. Maar sy het 'n baie groot mediese probleem gehad. En voordat sy mondig geword het, is sy dood. Tragies. As 'n baba nie groei nie, is daar probleme. As 'n gelowige nie geestelik groei nie, is daar ook probleme. In die geestelike lewe is daar nie stilstand nie. Of jy groei, of jy kwyn weg. Dit is soos 'n topfiks atleet. As hy nie aanhou oefen nie, dan verloor hy sy fiksheid en hy kwyn weg. Geleidelik gaan sy toestand agteruit. Oefening is ook nie altyd lekker nie, want dit verg opoffering en dissipline. In Hebreërs 5 vers 12 en 13 spreek die skrywer 'n ander kwessie aan, die baba se kos. Vir die eerste paar maande kan hy net melkbaas raak, en dit doen hy nogal baie goed. Maar dan begin hy met babakos, en geleidelik word dit al grower en taaier, totdat hy uiteindelik 'n stuk tawwe biltong met gemak kan kafdraf. Baie gelowiges kom selde verder as die psalms en die saligsprekinge, want hulle het nog nooit geleer om die moeiliker dele van die Bybel te lees nie. Openbaring is so 'n skrikwekkende boek, dat hy dit totaal vermy. As daar Bybel gelees word, is dit maar net 'n ou stukkie om die gewete te sis, en daar word nooit in diepte besin oor wat God eintlik vir jou wil sê daardeur nie. Vir 'n huwelingsverrykingskursus sien jy dalk nog kans, maar as daar 'n kursus is wat handel oor Bybelinterpretasie en eksegese, dan bly jy baie ver weg, want dit is heeltemal bokant jou vuurmaakplek. Dalk vra jy vanoggend, maar waar begin ek? 'n Goeie beginpunt is om by jou gemeente se Bybelstudiegroep aan te sluit.
Lees die Bybel saam met 'n goeie kommentaar. Ek gebruik die Bybelinium 1 volume kommentaar en ek vind dit nogal uitstekend, want dit gee jou 'n behoorlike agtergrond van die gedeelte en verklaar ook wat bedoel word met sekere moeilike begrippe. Pas verder ook die gedeelte toe op vandag se lewe. Met so 'n kommentaar gaan daar vir jou 'n hele nuwe wêreld oop, want dan begin die Bybel vir jou sin maak. Skakel in by 'n goeie Bybelskool. Daar kry jy 'n grondslag van wat Bybel lees vir jou 'n nuwe avontuur maak. Die belangrikste is egter dat dit alles in biddende afhanklikheid van die Heilige Gees gedoen word. Anders beteken al hierdie dinge net mooi niks. Vaste geestelike kos laat jou geestelik groei. Maar nou moet jy versigtig wees dat jy nie net in die wyte groei en geestelik vet word nie. Saam met kos kom oefening. Daardie sogenaamde vet moet omgesit word in spiere, sodat jy geestelik sterk kan word. Wees bereid om te gesels oor die dinge wat jy leer. Deel dit met ander, bespreek dit. Nie alleen verryk jy ander mense met jou kennis nie, maar sodoende anker dit ook jou vas aan jou eie lewe. Iets wat jy net gelees het, vergeet jy gou. Maar as jy dit met iemand anders bespreek het, dan word dit permanent in jou geheue vasgebrand. 'n Bybelstudie of selfgroep is hier van onskatbare waarde, want hier kan jy dit wat jy geleer het met ander deel, maar terselfdertyd ook weer van hulle leer. Maar jy moet ook 'n stap verder gaan, deur die dinge wat jy leer fisies uit te leef. As jy byvoorbeeld in Filippense 4 vers 4 lees dat jy in alles bly moet wees, dan is dit 'n pragtige gedagte vir die dag. Maak jy egter erns daarvan en leef dit doelbewus aktief elke dag uit, dan gebeur daar twee dinge. Eerstens, gee dit vir jouself 'n wonderlike positiewe gemoedstoestand. Maar verder het jy boonop 'n positiewe invloed op die mense met wie jy in aanraking kom. Stap in 'n vertrek in waar iemand opreg uitbundig die lewe as 'n lied sien, en die donker wolkie wat dalk oor jou eie kop hang, verdwyn soos mis voor die son. Daar's baie maniere om die woord uit te leef. Wees kreatief. Luister na wat God vir jou sê. Ek leef byvoorbeeld die woord uit deur elke oggend 'n dagstukkie te skryf en dit die wêreld in te stuur. Nie alleen deel ek hiermee die woord met ander mense nie, maar vir myself is dit elke dag 'n leerskool. Ek staan dikwels verbaas oor die dinge wat ek op hierdie manier uit die woord leer. As jy oefening jou passie maak, kan dit baie lekker wees. Dit hoef nie 'n straf te wees nie. Geestelike oefening kan ook 'n heerlike avontuur wees. Myne is opwindend. Ek daag jou uit om vandag daarmee te begin. Kom ons bid. Dankie vir al die geestelike kos wat U vir my gee, Here. Help my asseblief om geestelik aktief te wees en elke dag die woord prakties uit te leef. Amen.